Mag die Here se genade en se liefde oor jou wees. Amen. Baie dankie. So die rede hoekom ek hierdie liedjie gekies het, is juist daai God of Jacob deel, wat vir my so sterk is. Nou, as jy vandag die eerste keer hierdie kyk, as jy eerste keer hier is, of vir die eerste keer wonder, nou wat is die storie met Jacob? Is mos 'n ou in die Bybel, of is 'n president van ons land, of so iets. So die storie is, Jakob was 'n tweeling, toe hy gebore is 'n tweeling gewees. En Esau, sy boetie, is eerste gebore en Jakob is tweede gebore, en toe hy gebore is, was hy so naby aan sy boetie, dat hy sy hand het so amper aan sy boetie se voet gevat, sy hakskeen gevat, toe hulle gebore is. En dis hoekom hy die naam gekry het, want hy is die hakskeen-gryper. Maar die storie daarso is die res van sy lewe word daarvoor gekenmerk, dat hy op die einde van die dag sy eie planne begin maak. Hy soek meer, hy soek sekuriteit, hy soek vir homself. En op 'n stadium is hy die ou wat toe sy broer doodhonger by die huis kom en sê, asseblief gee my van jou lensiesop, wat hy sê, sure, maar dan soek ek jou eerste gebore reg. Dan soek ek wat ek by geboorte nie kon gekry het, dan soek ek myne. En hy en sy ma op die ouend bedrieg almal. Hulle bedrieg sy pa, sy broers, hulle bedrieg sy oom Laban, hulle almal bedrieg, hulle bedrieg het almal. En hy is 'n ou wat op die ouend sekuriteit soek in die goed wat hy het, wat hy bymekaar maak. En as ons hier praat van the God who sees, laat ons 'n generasie wees van 'n God, laat ons 'n generasie wees wat God soek. Dan beteken dit, ons word 'n generasie wat God soek as die uitkoms, God soek as die een wat ons help om te wees wie ons moet wees, en nie dit wat ons bymekaar maak nie, nie dit wat ons wil hê nie. Op 'n stadium nou is Jakob daarso by sy oom Laban gewees, en hy moet terug, hulle is keelvol vir hom, hulle sê, vat net jou goed en jou vrouens en jy gaan. En nou moet hy terugtrek na die land toe waar hy vandaan kom, en sy broer wag daar. En Jakob is die ou toe wat besef, okay, hierdie broer van my is kwaad oor die eersgeboortereg, hy is kwaad oor dat ek met my sond aan my pa gedoen het, toe ek hom om die bos gelei het, hierdie ou gaan my doodmaak. En hy gaan dan en hy sê, wel, okay, dan deel ek my groep in 2, en dan stuur ek dit vooruit. Sodat as my broer dan hulle aanval en doodmaak, dan kan ek en my vrouens en my besittings wegkom. En dan op 'n stadium, dan begin ou Jakob verder dink, hy sê, okay, maar wat as dit nie genoeg is nie? En hy deel sy groep nog 'n keer in 2, en hy stuur sy vrouens en sy besittings vooruit, en hy bly agter met sy kern. Sodat as hulle nou dit ook doodmaak, ten minste kom hy weg met sy lewe. En daai nag kom sy gewete weer by hom op, en hy sê vir hom, hierdie is nog nie genoeg nie. En hy los daai laaste groepie van hom, en hy gaan deur 'n riviertjie, en hy gaan wag aan die ander kant, sodat as sy broer dan nou alles aanval en vernietig, dat hy kan wegkom met sy lewe. Sien, en dis nogal 'n kenmerk van Jakob. Jakob kyk uit vir nommer 1. Jakob kyk uit vir homself. Jakob is besig om te soek vir die beste moontlike lewe vir homself. Dit gaan alles oor Jakob. En die realiteit is, ek en jy kom sit hier vandag en ons soek meer, maar die ironie daarvan is, dit gaan baie keer ook net oor my geluk, my toekoms, my potensiaal, my geloof, my voorkeur. So as ons dan vandag hier so saam is, dan begin ons met hierdie skuldbelydenis om te sê, ons is nie net soos die die Israeliete wat uit Egipte uitkom, om mis te kyk wat die Here vir ons alles gegee het, en dan kla ons oor die kos en sê, ons wens ons was terug in Egipte gewees by die vleispotte nie. Ons kom hier so en ons is op 'n plek waar ons sê, ons bely dat, dankie vir almal by die huis wat WhatsApp, ons bely dat ons is geneig om ons oë van die Here af te haal, en ons fokus op onsself te sit. En die ironie is, geluk word dan iets wat, hoe harder jy dit jaag, hoe minder vang jy dit. Vreugde en tevredenheid kom nie wanneer jy dit jaag en in besit neem nie, maar wanneer jy dit deel met die mense om jou. Geluk word gedeel, nie bereik nie.
Maar partykeer kan ons eers die geluk sien nie, want ons is in situasies, en ek dink die water word al hoe dieper deesdae. Ons is in situasies waar 'n mens soveel onsekerheid het oor jou lewe en oor jou inkomste, oor jou gesin, oor jou toekoms, en al hierdie goeders weeg so swaar op ons. En terwyl dit alles besig is om op ons te weeg, is daar soveel verpligtinge en goeders wat ons by moet uitkom. Ek sê in die week vir Hester, sê ek vir, ja, ek is so bly, Augustus is verby, want ek dink daarom Oktober gaan beter wees. En sy sê vir my, dink jy Oktober gaan beter wees? En toe besef ek, ons is nog nie in Oktober nie, ons is nou in September. Maar dis hoe dit alles in mekaar invloei, daar is soveel verantwoordelikhede, verpligtinge en onsekerhede, al hierdie goeders kom so by mekaar, dat dit mens op die ouend so in die diep kant ingooi, dat jy totaal en al oorweldig voel, en jy kan nie, jy moet gelukkig wees, maar jy kan dit nie sien nie. Nou dis waar ek vandag wil praat, is dit ooit die moeite werd om te bid vir geluk? Is dit ooit die moeite werd om moeite te doen om vir die Here te vra, help my met my probleme? En dan kom ek verduidelik vir julle, hoekom vra ek dit? Van die Israeliete wat ons vandag so ver oor gepraat het. Ou Jakob kom op die einde van die dag, hy kry 'n klomp seuns, en dit gaan goed met hom, sy broer het hom toe nou nie doodgemaak nie, en een van sy seuns word sy gunsteling seun, ou Josef. En nou Josef is, hy's 'n regte klein windgat, en vol van homself, en hy het hierdie drome en visioene, en hy sê vir sy broers, wel, julle sal nie glo wat ek gedroom het, ek het gedroom, julle almal buig voor my gerf, hierdie gerwe wat vir mekaar buig, julle almal sit buig voor my, en my ma en my pa buig ook voor my, en ek het gedroom dat ek net soveel belangriker as julle is. En op 'n stadium is sy broers net so keelvol van hulle, en gooi hom in 'n put, en hulle wil hom eers doodmaak, maar op die eind verkoop hulle hom, en hy word weggevat Egipte toe, en daarso begin hy onder, en deur die Here se genade, nie deur sy eie slimmigheid, hy beland hy op die ouend tweede in bevel van die hele Egipte. En dan, as sy broers by hom kom, en want daar's hongersnood op pad, en hulle sê, hoorie, ons besef nou wat ons jou gedoen het, en dan sê hy, nee, dit gaan nie oor my meer nie, dit gaan oor dat God 'n plan gehad het, selfs met my ongehoorsaamheid, met my selfvoldaanheid, met my Jakob wees. En God het ons hiernatoe gebring dat hy ons volk kan red, ons nasie, ons gesin kan red. En dan begin hulle trek almal Egipte toe, want daar's ons kos, terwyl die res van die wêreld hongersnood het, en dit gaan great daarso, maar op 'n stadium word die Israeliete, Jakob se nageslag, Josef se broers se kinders, word slawe in Egipte, hulle begin werk vir hierdie kos wat hulle kry. En op 'n stadium wil hulle net terug gaan na hulle eie land toe, maar nou is hulle slawe, hulle het van status verander, hulle is nie meer vry nie. En dit kom op 'n plek waar hulle begin soebat en smeek vir die Here, Here, maak ons net vry, gee ons net weer ons eie land, laat ons net weer self op ons eie voete kom. En vir 300 jaar lank soebat en smeek hulle vir die Here, asseblief gryp in, en dit lyk of niks gebeur. Maar dan word Moses gebore, en die Here gaan op die einde van die dag, en ek dink dis hoekom die Here ook 'n sin vir humor het, en hy kies op die einde van die dag vir Moses op 'n ouderdom van 84 jaar om sy volk uit Egipte uit te lei. Iets wat 40 jaar sou vat. En dis 'n onder ons hier met Farao om die slawe te laat gaan, en dis 'n bekleierery, en daar's 10 plaae betrokke, en op die einde van die dag sê Farao, okay, ons is keelvol vir julle, net soos wat Laban se oom vir Jakob gesê het, vat net julle goed en gaan. En hier gaan die Filistyne, en hulle is opgewonde en bly, want die Here het uiteindelik uitkoms gegee. Behalwe Farao besluit toe, nee, maar hoekom laat ek hulle gaan? Hier's niks in dit vir my nie. En hy stuur sy weermag agterna om hulle te gaan aanval. En hierdie Israeliete trek so vinnig, soos wanneer jy 'n lang dag in die mall was en jy moet by die badkamer uitkom. Dis voetjies wat so trek, hulle hardloop so vorentoe, en op die einde van die dag kom hulle uit by die Rooi See, en die Rooi See is toe, en hulle kan nie daar deurkom nie. En die Here sê vir Moses, nou steek jou staf op, en daar steek hy sy staf op, en die see gaan oop, en hulle trek op droë grond deur. En toe die Filistyne hulle agterna sit deur hierdie see wat oopgegaan het, toe maak die Here die see net toe. En ewe skielik is Israel vry, en hulle vyande is vernietig. En Moses gaan op 'n stadium, hy lei hulle nou deur, en sy sussie
vat 'n tamboerijn en sy begin, kom ek lees dit vir julle, dis Exodus 15, vers 20. Miriam die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn gevat en al die vroue het met tamboerijne agterna geloop en dans. Miriam het hulle voorgesing, sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Perd en ruiter het hy in die see geslinger. So het hierdie oomblik van intense blydskap, waar die vrouens begin sing en dans, oor die Here se grootheid en sy goedheid. En dit lyk asof dit die moeite werd is om te bid. Dit lyk of dit die moeite werd is, al was dit nou vir 300 jaar lank daar in Egipte, 'n worsteling gewees, dit lyk of dit help om na die Here toe te gaan met jou swaar en jou probleme en te sê, Here, ek kan nie help my, want ek bedoel, kyk hier toe dans, jou trane het in blydskap verander, jou huil het in 'n gesing en 'n gelag verander. Dis die moeite werd om met die Here te praat oor jou probleme. Behalwe hulle is in 'n woestyn. So dat toe daar aan die ander kant van die Rooi See kom, toe kom hulle agter, hier's 'n woestyn, hier's nie water nie, wat gaan ons nou doen, want nou het ons probleme erger, en dan kry jy daai stukkie waar hulle vir mekaar begin sê, is hoekom het die Here dit aan ons gedoen? Hoekom het hy ooit ons gebede verhoor? Hoekom het hy ons vrygemaak? Hoekom het hy ons deur die see gevat om hier dood te gaan? Want hier's nie water nie. En so begin die goeters dan een vir een, elke keer wat hulle uitroep, hoekom het die Here ons gehelp? Hoekom het hy ons nie maar net gelos nie? Hoekom het ons nie daar in Egipte gebly, waar ons ten minste as slawe daarom kos gehad het, water gehad het, of mekaar gehad het nie? En elke keer, dan daag die Here op, net soos wat hy gedoen het daarso in Egipte toe hulle slawe was, net soos wat hy gedoen het daar by die Rooi See, daag hy op, net soos wat hy daarso gedoen het by nou wil ek sê Gilgal, dis 'n ander storie. Hy daag op daarso waar by Mara. Sorry, Regina, dan kyk ek vir jou en dan kom Mara by my op. Mara beteken bitter. Geluk met jou verjaarsdag week. Maar in elk geval, hy daag op by Mara, waar hulle gekla het is, ons kan nie aan die lewe bly nie, hierdie water is so bitter, ons kan dit nie drink nie. En hy gryp in, en hy stap saam met hulle die woestyn in, en hulle weet nie wat ek kan doen nie, en hy gee 'n wolk en 'n vuurkolom om vir hulle die pad te wys, dag en nag wys hy vir hulle die pad, elke keer dan kla hulle en sê, ons wens ons was eerder dood in Egipte gewees, en dan daag die Here op. As hulle nie die pad ken nie, daag hy op. As hulle nie kos het nie, daag hy op, en hy gee vir hulle manna en kwartels. Maar elke keer is daar hierdie gehuil en gekners op die tande, en die woorde wat sê is, ons wens ons was eerder terug gewees in Egipte. Nou, dit kan wees dat hierdie hele volk nou 'n bietjie melodramaties is. Maar ek dink iets in ons binneste sê vir ons dat ons weet hoe sleg dit in ons lewens kan gaan, dat 'n mens baie keer begin verlang na ander slegte tye. Ek gaan dit net weer sê. Ons weet hoe moeilik dit kan gaan in hierdie lewe as 'n mens baie keer in jou moeilikheid begin verlang na ander slegte tye, waar dit ten minste net nie so sleg gegaan het soos nou nie. Nou as 'n mens kyk na die Israelitiese voorbeeld, as jy gaan kyk na die manier hoe hulle worstel, elke keer wanneer daar uitkoms is daar maar net weer volgende probleem. Elke keer as daar vryheid is dat hulle weer vasgevang deur iets nuuts. Elke keer as hulle bid vir water, dan word hulle weer honger. Elke keer as hulle bid vir honger, dan kry hulle weer 'n land vol vyande, wat hulle so sprinkel in hulle eie oë laat voel, wat hulle nie kan voorop staan nie. Elke keer as die Here 'n deur vir hulle oopmaak, elke keer as hy 'n venster vir hulle oopmaak, maak hy 'n deur vir hulle toe. Elke keer as dit laat goed gaan, dan gaan dit weer sleg op 'n ander plek. Elke keer is daar weer 'n volgende moeilike ding. En dan is die vraag is dit ooit moeite werd om vir die Here te vra, help my met my probleme, as dit wat ons kry, wanneer die Here ons help, maar net lei tot moeilikheid wat baie keer groter is as wat ons gehad het. En miskien het jy al hierdie vraag in jou eie lewe begin vra ook. Vra is, hoekom het ek gebid vir iemand om my lewe mee te deel, as die Here vir my 'n man gestuur het, sodat ek nie alleen is nie, maar dan slaan hy my? Hoekom het die Here vir my 'n werk gegee, net sodat ek wel retrench kan word? Hoekom het hy vir my gesondheid gegee,
net sodat ek dit moet verloor? Hoekom het hy vir my 'n kind gegee, net sodat ek hulle moet groet? Elke keer is die vraag is ons kry soveel by die Here, maar dan voel dit of ons so baie verloor, is dit ooit die moeite werd om dan vir die Here te vra vir goed? En dis die vraag wat ek na hierdie gedeelte toe gegaan het in Exodus. Want ek bedoel, hoe gaan jy, en jy kyk na hierdie vrouens, Miriam wat begin dans van blydskap, en sy gryp die tamboerijn, en sy gryp 'n klomp vrouens, en hulle is so opgewonde wat daar kom uitkoms, en net daarna is die moeilikheid weer daar, lyk Miriam nie bietjie soos 'n dwaas dan net nie. Dat 'n mens bly is in die Here, net sodat jy weer teleurgesteld kan word daarna. En ek skryf hierdie preek so op, en ek begin voorbeelde bymekaar maak van hoe God elke keer opdaag, net om 'n mens weer in die moeilikheid te los. En terwyl ek hierdie goeie so begin opskryf, wel, daar was slawe gewees, en toe daag hy op met 10 pla, 10 gebooie kom later. Daag hy op met 10 pla, en hy worstel, en hy worstel, en hy worstel, en hulle is daar so by die Rooi See, en hy daag op, en hy maak dit oop, en hy is daar so by Mara, en die Here gee vir hulle water wat hulle kan drink, en hulle is honger, en hy gee vir hulle manna en kwartels, en toe kom ek agter, miskien was die probleem nie gewees, wat ons dink nie. Miskien is die probleem dat daar weer moeilikheid kom nie. Miskien is ons besig om te fokus op die verkeerde ding. Want elke keer was daar moeilikheid gewees. En elke keer was God ook daar gewees. Elke keer wanneer ons oorweldig is die Here daar saam met ons. Elke keer wanneer ons uitgelewer voel, wanneer die Israeliete op 'n punt kom waar hulle so kwaad is, dat hulle sê, ons gaan nou vir Aaron en Moses doodgooi met klippe. Wel, dan is die Here ook daar. Selfs wanneer hulle afdwaal en 'n goue kalf maak, terwyl Moses besig is om vir hulle die 10 gebooie te kry, selfs wanneer hulle hierdie foute maak, omdat hulle onsekerheid het oor die toekoms, daag God maar weer 'n keer op. Sê vir hulle, ek is nou so kwaad vir julle, maar ek gaan julle nie los nie, slaan maar net vir my 'n tentjie buite die volk op, ek gaan nog steeds saam met julle trek. En dis die ongelooflike ding, ons kyk baie keer na die uitkomste, dis wat ons dink gebed gaan daaroor dat ons iets kry, terwyl gebed gaan eintlik daaroor dat ons iemand kry. Dis die ongelooflike ding. En ons sien dit oor en oor in die Bybel, is elke keer wanneer 'n mens worstel, elke keer wanneer jy stoei, is die een wat jy kry, God. En jy kry nie altyd wat jy vra nie, maar jy kry altyd vir God. Maak nie saak wat nie. God is nie daar ver in die hemel met sy voete op die koffietafel, en dan kyk hy wat ons doen, en dan dink hy, ek hoop baie ouens gaan nie deurtrek en hulle gaan geloof bou nie. Nee, hy is saam met die Israeliete in Egipte. Hy is saam met hulle as slawe. Hy is saam met hulle by die Rooi See. Hy is saam met hulle by Mara. Hy is saam met hulle en hy is saam met my en jou vandag ook. En as Liam vandag hier voorkom staan en sê, dis die Here in wie ek glo, dan is dit nie net 'n belydenis van die God wat al opgedaag het op 'n plek en op 'n manier sodat hy vandag hierso wil staan en 'n instrument gryp en sing en dans nie. Dit gaan daaroor dat die moeilikheid kom weer vir sy geloof ook, en my geloof, en jou geloof. Die moeilike tye kom weer, maar die ongelooflike goeie nuus, die ding wat 'n mens moet bly maak, is nie dat jy uitkoms kry nie, maar dat jy God kry. God gee nie vir ons antwoorde nie, hy gee homself. Altyd. So dit maak nie saak wat in my en jou lewens, in ons geloof en in Liam se lewens voorlê nie, is God gee homself. Altyd. Oor en oor. En ek dink, daar's 'n ander tipe blydskap in dit. En wil sure as jy kry wat jy voor gesoek het, is ons soos klein kindertjies wat sê, hoorie, ek soek asseblief net hierdie speelding, en dan gee die Here dit vir ons, en ons is baie opgewonde, want ons het gekry wat ons wou gehad het. Maar die ding wat ons as groot mense terugkyk na, en ons besef ons eintlik wou gehad het, was dit nooit speelgoed en goeders gewees nie. Dit was ouers wat vir ons lief is. En soos Liam sê, ons aanvaar. Dis wat ons regtig nodig het. En dis wie ons in God het. 'n God wat vir ons uitkoms gee, maar meer as dit, 'n God wat homself vir ons gee.
In tye wanneer ons dans, in tye wanneer ons huil, en in tye wat ons twyfel. God gee homself.